Goeiemôre, liewe familie. Het is vir my baie lekker om weer 'n slag hierso bo te kan staan, hier voor te kan staan. Voel ek het nou hopeloos te lanklaas hier gewees, maar dit is 'n groot voorreg om vanmôre saam met julle in die huis van die Here te wees en ook saam na die Here se stem te kom soek hier in ons erediens. Voor ons gaan wegspring met die diens en al sy dinge, kom ons raak vir 'n oomblik stil. En ons raak bewus van die heilige teenwoordigheid. Raak bewus van die week wat vir ons voorlê. Die diens wat vir ons voorlê. Here Jesus, Here, waar ons in 'n oomblik van pouse staan, 'n breek staan tussen dit wat verlede week gebeur het en dit wat hierdie week moet gebeur, vra ons Here om dat U by ons sal wees. Vader, dat U in hierdie oomblik saam met ons sal wees, dat ons U stem sal hoor en sal sien in alles wat gebeur. En Here, dat ons hier sal uitstap opnuut gevoed, opnuut opgewonde oor dit waarmee U besig is. Dankie Here, dat U 'n God van genade is, 'n God van vrede is, en 'n God is wat ons uitnooi. Bly by ons, Here. Maak ons rustig. Amen. Baie van julle het dalk vir my op Facebook of het dalk ergens gesien of ergens gehoor dat ek so 'n bietjie rondgery het so 'n paar weke gelede. Nou, dis belangrik om daar te begin is dat ek nie op vakansie gegaan het nie. Ek is uitgenooi al in 2023 om saam met professor Stefan Joubert, weet nie wie van julle hom ken nie, van Ekerk op 'n studietoer te gaan en hy het 49 kerkleiers genooi. Ons was 49 kerkleiers van verskillende denominasies van reg oor Suid-Afrika wat op hierdie toer gegaan het en ons is Turkye toe. Nou die van julle wat nie weet nie, 'n baie groot deel van die Nuwe Testament speel in Turkye af. Paulus het baie van sy werk gedoen in Turkye, in die dorpies van Turkye. En ons was op hierdie studietoer op die spoor van Paulus. Nou, ek gaan julle vir die volgende tyd lank geweldig verveel met foto's van klippe. Ek het in my lewe nie gedink ek gaan so baie klippe afneem nie. Maar dis antieke klippe, nommer 1. En 2, dis klippe met 'n storie. Elke liewe foto van die min of meer 1000 wat ek geneem het terwyl ons daar was, het elkeen 'n storie agter die foto, hoekom hierdie foto geneem is. Nou ek gaan môre vir julle inlei hier met 'n gedeelte. Daai is in Hierapolis. Dis ook 'n antieke stad. Dit was 'n geloofsentrum gewees van die Romeine en dit is die amfitheater wat in die stad is. Nou hulle bepaal 'n stad se grootte op grond van die grootte van die amfitheater. Die hoeveelheid mense wat in die amfitheater kon pas was gewoonlik so 10% van dit wat die inwoning van die stad was en hulle reken hierdie ene vat so tussen 10 en 15000 mense en dis maak hulle dat Hierapolis 'n stad van tussen 100 en 150000 mense was. Nou hoekom wys ek nou vir julle 'n foto van 'n amfitheater? In Handelinge 7 hier aan die einde, Handelinge 7 vers 54 en vorentoe lees ons, of eintlik, kom ek begin daar, die hele Handelinge 7 vertel vir ons die storie van die apostel Stefanus en sy toespraak aan die mense van hierdie plek, van Hierapolis. En hy is besig om met hulle te praat. En dan aan die einde van Handelinge 7, nadat Stefanus nou 'n klomp goed gesê het en 'n klomp goed, wil ek amper sê, kwyt geraak het, want ons moet nou onthou dat hierdie is 1ste eeu, 2de eeu, Christendom was nog nie die geloof van die dag nie. Die Romeinse ryk was nog aan bewind gewees
En enige iemand wat ietsie in kontras met die Romeinse manier van dink gedoen het, of gesê het, of gepreek het, was 'n vyand. Nou Stefanus het 'n klomp goed gedoen en dan aan die einde van Handelinge 7 lees ons, toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hulle harte en het hulle op hulle tande begin kners voor hom. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het stip na die hemel gekyk en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan. En hy het gesê, kyk, ek sien die hemele geopen en die Seun van die mens aan die regterhand van God staan. Maar hulle het luidkeels geskreeu, hulle ore toegedruk en soos een man op hom afgestorm. Nadat hulle hom uit die stad gesleep het, wou hulle hom stenig. Die getuies het boklere neergesit by die voete van 'n jong man bekend as Saulus. En hulle het Stefanus gestenig terwyl hulle uitroep, Here Jesus, ontvang my gees. Hy het op sy knieë geval en met 'n harde stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaap. Die rede hoekom ek dit lees, is want dis waar dit plaasgevind het. Dis waar die apostel Stefanus gestenig is. Aan die buitekant van die stad, in die amfitheater van Hierapolis. Die volgende foto, aan die regterkant, dit wat soos 'n huisie lyk, is volgens oorlewering waar Stefanus begrawe is. Aan die ander kant is die pad wat geloop het na sy graf toe. Hoekom vertel ek hierdie vir julle? Want hierdie klippe het my lewe verander. Want hierdie klippe wat ons gaan sien het, hierdie pad wat ons gaan loop het, hierdie wêreld wat ons gaan besoek het my lewe verander. 'n Mens het nog nooit getwyfel in die egtheid van die Bybel nie. Maar as jy daar staan, en jy daar is, en jy, gaan gou een foto terug asseblief, en jy's in daai amfitheater, en jy lees hierdie gedeelte, en jy besef, maar dit is hier wat dit gebeur het, waar Stefanus vreesloos die Here verkondig het vir mense wat hom nie wou aanvaar het nie. En hy het nie teruggedeins toe hy begin seer kry het nie. Ek kry alweer hoendervleis as ek net daaraan dink. Dan raak die evangelie vir jou iets anders. Dan word die evangelie vir jou lewend op 'n manier wat dit nog nie was nie. Ons is op die spoor van Paulus gewees en in ons reis met Paulus het ons 'n klomp ander plekke ook besoek en soos ek sê, gaan ek hierdie goedjies so stukkie vir stukkie met julle deel. Maar dat die reis met die evangelie vir my en vir die groep wat saam met my was, drasties verander het, is 'n feit. Iemand sê in die week, of verlede week, wanneer dat Stefanus kon dit doen, maar ons is bang om te bid in 'n groep van ons vriende. Paulus kon dit regkry, maar ons is te bang om net ons geloof te probeer uitleef. Familie, ek groet julle vanmôre met hierdie klippe hier agter my, in die naam van die lewende Here. In die naam van die Here wat ons roep, wat ons uitnooi, wat ons versterk, wat ons vreesloos maak. Mag ons vreesloos in hierdie wêreld die evangelie verkondig. Mag ons, soos Stefanus, nie bang wees daarvoor nie. Mag julle vanmôre 'n ontmoeting met die Heilige Here hê. Baie welkom in hierdie erediens. Amen. Nou daarso was nou met my wegwees, was daar so 'n pouse in ons reis met die 10 gebooie. En ons hervat hom vanmôre, ons het nog 3 oor om bietjie oor te gesels. En vanmôre staan ons stil by die 7de gebod. En die 7de gebod is, jy mag nie egbreek pleeg nie. Nou dit, op die oog af, klink dit baie maklik.
Maar as ons dan na Matteus 5 toe draai, spesifiek Matteus 5 vers 27 waar Jesus met die bergrede besig is en hy's besig om vir sy disippels en die mense wat daar rondom hom is in die bergrede te leer die kern van geloof, die kern van Christendom eintlik. Dan sê hy die volgende, hy sê, julle het gehoor dat daar gesê is, jy mag nie egbreek pleeg nie, maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. As jou regteroog jou laat struikel, ruk dit uit en gooi dit van jou af weg, want dit is voordeliger vir jou dat net een van jou ledemate verlore gaan, as dat jou hele liggaam in Gehenna gegooi word. En as jou regterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit van jou weg, want dit is voordeliger vir jou dat net een van jou ledemate verlore gaan, as dat jou hele liggaam in Gehenna beland. In die 10 gebooie kry ons hierdie ding, jy mag nie egbreek pleeg nie. Ons kry hierdie reël, hierdie wet. En dit is oorgedra en op 'n manier is dit so verduidelik en so verstaan dat dit die man altyd onskuldig was in hierdie situasie. Dis op so 'n manier oorgedra en ingeleef in die Joodse kultuur en dat die man ten alle tye al aan die onskuldige kant was en dat dit altyd die vrou was wat aan die verkeerde kant was. En 'n man mag van sy vrou skei of jy mag van jou vrou skei as dit egbreek is of hoe ook al hulle dit gesê het. En dan kom Jesus hier en hy kom maak dit moeiliker. Hy kom maak dit heel wat moeiliker want hy sê, julle het gehoor hierdie een ding. Julle het hierdie ding gehoor, maar kom ek help julle gou reg. As jy net die gedagte het jy dit klaar gedoen. As jy net daaraan gedink het jy dit al reeds gedoen. Jesus kom op 'n ander plek, ek dink is daar in Matteus 19, dan beskerm hy die vrou. Hy beskerm die vrou wat daar in die moeilikheid is. Wanneer hulle die vrou bring om haar te stenig as gevolg van egbreek en dan sê hy vir hulle, maar jy wat sonder sonde is, tel jy die klip op. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Nou ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. Jesus maak dit moeiliker, maar op 'n manier maak hy dit ook makliker. Want eintlik wat ek lees, wat ek hoor as hy hierdie sê, is hy sê, bepaal hoe jy kyk. Hoe kyk jy na die mense rondom jou? Met watter oog? Want as jy met 'n goddelike oog gaan kyk na die mense rondom jou, dan sal jy nie in 'n begeerende manier na iemand kyk nie. As jy met 'n goddelike oog die wêreld rondom jou betree, dan is daar bepaalde maniere hoe jy goed gaan doen en om te begeer of om moord te pleeg of om nie jou ouers te eer nie of wat so gebod jy nou ook al nou wil gaan kyk. As jy dit met 'n goddelike oog die wêreld kan benader, dan gaan daai goed nie gebeur in jou nie. Ek dink Jesus nooi ons eintlik in hierdie gedeelte uit om te vra, hoe kyk jy? Wie van julle weet wat 'n wipwaandjie is? 'n Wipwaandjie. Nou dit was net vir my en Bianca 'n interessante reis hierdie week om 'n mooi Afrikaanse woord vir die term rollercoaster te kry. Nou daar is verskillende Afrikaanse benamings vir 'n rollercoaster, van hulle minder kerklik vriendelik. En ons het toe op hierdie ene afgekom wat 'n wipwaandjie is. Nou daar's tuimeltrein en allerlei snaakse benamings hiervoor, maar 'n wipwaandjie, net sodat julle weet wat die tema beteken, is 'n rollercoaster. En ons gaan vanmôre gesels uit 'n teks uit wat vir my, as ek dit lees, soos 'n wipwaandjie is.
Want hy gaan op en af en op en af en links en regs en onderste bo. En daar's net so baie goed wat gebeur. En ons gaan baie spesifiek gesels oor 'n gedeelte van hierdie teksgedeelte wat ons vanmôre gaan lees hier vanaf vers 6 af. Maar om die hele prentjie te verstaan, moet ons hierdie hele gedeelte lees. Nou moet ons onthou, as ons nou hier in Matteus 26 vir Jesus ontmoet, is ons besig om die einde van sy bediening op aarde te bereik. Jesus het nou in hoofstuk 25 het hy klaar gemaak met sy leringe of sy gelykenisse en sy goed wat hy, sy gesprekke wat hy met mense gevoer het, en hulle is nou op pad na die Pasga toe. Dan weet ons die verhaal loop na die tuin van Getsemane toe, die gevangenis, die ek wil sê amper die hof, maar dit was ook nie regverdig nie. Die kruisiging en dan uiteindelik die opstanding. Maar waar ons nou hier is so half 'n tussenoomblik tussen Jesus wat met mense praat en Jesus wat die groot doel vir sy koms betree. Dan lees ons hierso vanaf vers 1 tot 16. Toe Jesus al sy redevoering voltooi het hy vir sy disippels gesê: "Julle is bewus daarvan dat die Pasga oor 2 dae plaasvind en aan die Seun van die Mens oorgelewer gaan word om gekruisig te word. In daardie tyd het die leierpriesters en die familiehoofde van die volk in die amptswoning van die hoëpriester met die naam Kajafas vergader. Hulle het saam planne beraam om Jesus op 'n slinkse manier gevange te neem en dood te maak. Hulle het egter gesê, nie tydens die fees nie, sodat daar nie 'n oproer onder die volk ontstaan nie." Sien julle die rollercoaster het al klaar begin. Toe Jesus in Betanië in die huis van Simon die Melaatse was, het 'n vrou na hom gekom met 'n albasterfles baie kosbare reukolie en dit oor sy kop uitgegiet terwyl hy vir ete aangeleen het. Toe die disippels dit sien, was hulle verontwaardig en vra: "Waarom hierdie verkwisting? 'n Mens kon dit vir baie geld verkoop het wat aan die armes gegee kon word." Toe Jesus dit merk, sê hy vir hulle: "Waarom maak julle dit vir haar moeilik? Sy het immers 'n goeie daad aan my gedoen. Die armes het julle altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie. Toe sy hierdie reukolie oor my liggaam uitgegooi het sy dit gedoen met die oog op my begrafnis. Amen. Ek sê vir julle, waar in die hele wêreld ook al hierdie evangelie verkondig word, sal daar ter herinnering aan haar vertel word van wat sy gedoen het." Toe het een van die 12 met die naam Judas Iskariot na die leierpriesters gegaan en gesê: "Wat is u bereid om my te betaal as ek hom aan u oorlewer?" Hulle het met hom op 30 silwerstukke ooreengekom. Van toe af het hy 'n gepaste geleentheid gesoek om hom oor te lewer. Ons lees net vanmôre tot sover. 'n Teksgedeelte wat 'n klomp goed het wat gebeur. 'n Klomp verskillende gesprekke wat aan die gang is en 'n klomp verskillende karakters of mense wat deel vorm van hierdie prentjie. Nou ek wil vanmôre so bietjie meer fokus op daai middelste gedeelte oor die salwing van Jesus vanaf vers 6 tot daar aan die einde van vers 13. Nou ek dink nie, familie, daar is iemand wat nie daarvan hou om bederf te word nie, hier onder ons nie. Daar's nie een van ons wat nie dit waardeer as iemand vir ons ietsie spesiaals doen nie. Nou sommige bederfdae word sommer in ons kalenders ingeskryf. Valentynsdag, Vadersdag, Moedersdag, verjaarsdag, Kersfees, huweliksherdenkings. Al daai goed word ergens neergeskryf en terloops, ek was baie slim geweest met verjaarsdag en huweliksherdenking, want ek het 'n vrou getrou wat op dieselfde dag as ek verjaar en toe trou ek haar sommer ook op daai dag. So ons het een groot dag 'n jaar en dan is ons, so ek het net een kruisie op my kalender. Maar wanneer ons hierdie spesiale dae het, dan doen ons moeite. Persente word gekoop, etes word voorberei of besprekings word gemaak. Ons doen 'n klomp goed om die ander persoon wie ons wil bederf spesiaal te laat voel. Ons almal hou daarvan om bederf te word of dalk om onsself 'n bietjie te bederf.
En dit is wat die prediker sê, wanneer hy sê, jy moet die mooi en die goeie van hierdie lewe moet jy kan geniet. Nou die verhaal, spesifiek hierdie gedeelte in die middel van die salwing van Jesus in Betanië, behalwe dat dit 'n rigtingwyser of 'n lig op die pad is na Jesus se kruisiging, is vir my op 'n manier ook 'n verhaal van bederf. Nou ons lees en ons lei so half af uit Jesus se lewe uit dat hy 'n baie spesiale band met Betanië gehad het. Ons lees dat hy herhaaldelik daar gekom het en dat hy herhaaldelik goed daar gedoen het. Dis daar waar hy vir Lazarus uit die dood opgewek het. Dis daar waar die twee susters Martha en Maria gebly het. En nou kry ons vir Jesus weer aan die huis van Simon die Melaatse. Dis 'n interessante naam wat hulle vir hom gee, ou wat genees is. Simon die Melaatse, waar Jesus aan tafel gaan sit en gaan eet. Die Matteus verhaal skets nie vir ons die prentjie in terme om 'n naam aan hierdie vrou te koppel nie. Maar die Johannes Evangelie gee vir ons 'n naam. Wanneer die Johannes Evangelie hierdie spesifieke verhaal vertel, dan lees ons dat dit Maria was wat hierdie olie oor Jesus kom uitgooi het. So kom ons aanvaar vir 'n oomblik dat dit so is. Ons lees dat Jesus in 'n bekende plek is met bekende mense. En dan hierdie vrou of dan nou Maria wat 'n bitterlike spesiale en besondere ding vir Jesus of aan Jesus kom doen het. In die Johannes Evangelie word die olie die nardusolie genoem. Hier in Matteus word dit net gelees die 'n baie duur reukolie. Nou nardusolie, as ons die Johannes Evangelie volg, was 'n verskriklike duur ding wat verskriklik moeilik was om te maak. Dis gemaak van die wortel van die nardusplant en 'n half liter daarvan of 'n albaster fles daarvan wat omtrent so groot was, het hulle gereken, was 'n verskriklike duur ding gewees. Hulle reken die fles wat sy uitgegooi het op Jesus was omtrent vir 'n dagloner, vir 'n normale werknemer, 'n jaar se salaris werd. Vat dit gou, vat jou eie salaris en dink, dis wat die olie sou gekos het. Ek dink hierdie vrou moes 'n hele klompie jare op 'n manier geld bymekaar gemaak het en geskraap het om hierdie olie te kan bekostig, want ons moet ook onthou, vrouens kon nie werk nie, so hulle kon dus nie 'n inkomste van hulle eie verdien nie. En sy het waarskynlik hierdie olie gekoop en dit 'n bietjie vir bietjie gebruik om haarself bietjie te bederf elke nou en dan. En sy sou dit waarskynlik die hoeveelheid wat dit was vir 'n baie lang tyd kon gebruik het. Maar toe doen sy hierdie geweldige vreemde ding en sy kom na Jesus toe terwyl hulle hier by Simon in huis is en sy kom gooi hierdie reukolie of hierdie nardusolie oor Jesus uit. In die Matteus en Markus evangelies lees ons dat sy dit oor sy kop uitgegooi en in die Johannes evangelie het sy dit oor sy voete uitgegooi en dit sy voete met haar hare afgedroog. Maar al drie die evangelies wat vir ons hierdie verhaal vertel, wil vir ons dieselfde boodskap gee. Sy wou vir Jesus met hierdie liefdesdaad, hierdie ding wat sy gedoen het, op 'n manier eer. Sy wou ietsie baie spesiaal vir Jesus gedoen het en daarom kom sy en sy kom gee haar duurste, kosbaarste besitting, die beste ding wat sy in haar huis het, kom gee sy vir hom. Sy kom gee alles wat sy bymekaar gemaak het, net so vir die Here. En ons lees, in Matteus lees ons dat die disippels was verontwaardig, in die Johannes evangelie lees ons dat Judas was geweldig verontwaardig en die Johannes skrywer sê sommer reguit en Judas die dief was verontwaardig daaroor, want hulle sou 300 muntstukke kon kry vir hierdie fles en hulle kon dit nou weer uitgedeel het en wat Johannes eintlik sê is, maar eintlik wou Judas net nog 'n bietjie steel. Maar ons lees dat die disippels verontwaardig was en hulle sê, maar hoekom mors jy hierdie so? Hoekom sal jy hierdie duur ding so mors? Ons kon dit verkoop het. Ons weet jy hoe baie werk kon ons met hierdie geld gedoen het? Hoe baie mense kon ons gevoed het of gehelp het met hierdie geld?
En dan hoor Jesus hulle en hy sê, luister, manne, broers, los hierdie vrou. Hy sê 'n baie interessante ding, hy sê die armes het julle nog altyd by julle. Maar vir my het julle net vir nou. Die opmerking oor die armes kan dalk bietjie kras klink, kan dalk bietjie vreemd klink, dalk 'n bietjie harteloos klink wat Jesus so al dalk kan 'n ou lees dat hy sê, maar julle gaan nooit in elk geval al die armes gesorg kry nie, so doen maar net wat julle kan. Maar Jesus se woorde hier tref baie dieper as dit. Want hy's nie besig om die armes eenkant toe te skuif nie, hy's besig om twee goed te doen. Wanneer hy hierdie ding vir hulle sê, in die eerste keer sê hy, of in die eerste plek sê hy vir hulle, luister hier, die armes of armoede gaan julle altyd by julle hê, dit gaan altyd in die wêreld wees, en dit gaan altyd deel van julle bediening wees, so julle gaan altyd daarmee besig moet wees. En die tweede ding wat hy doen deur dit te doen is, hy sê, maar los hierdie vrou. Hy kom staan op 'n manier tussen die disippels en hierdie vrou, en hy beskerm hierdie goeie daad van haar teenoor hom. En dis hier wat hierdie teks vir my geweldig interessant raak, is want liefde vir jou naaste, dit wat nou uiteindelik die disippels se reaksie is ons kon hierdie gebruik het om naaste liefde te gaan uitleef, kanselleer nie liefde teenoor God nie. Dis natuurlik een van die twee belangrikste goed is om ander lief te hê. Natuurlik moet jy dit. Dis een van die twee belangrikste goed wat die Here Jesus vir ons gee wanneer hulle vir hom vra, wat is die samevatting van die wet of wat is die belangrikste wet om na te kom? Dis natuurlik belangrik om jouself, deel van jouself te gee vir ander, om betrokke te wees, om lief te hê, om te help, om by te staan. Maar die eerste gebod wat Jesus gee, is om God bo alles lief te hê. En hierdie vrou kom bewys iets daarvan. Sy kom bewys ietsie van dit, van hierdie liefde wat sy vir God het, deur hierdie te doen. Sy kom wys hoe belangrik Jesus regtig vir haar is. En toe ek met hierdie teks besig is die laaste tyd, toe wonder ek oor ons liefde vir God. En toe wonder ek, maar hoe kan die liefde wat ons vir God het, sigbaar wees? Hoe kry ons dit reg om liefde vir God te bewys, om 'n liefdesdaad teenoor God te bewys? En ons seker baie voorbeelde van wat elkeen van ons mee besig is, waarvan niemand enigiets weet nie, waar ons betrokke is en besig is met die dinge van die Here en ook met die Here, en ons moet vir die Here dankie sê daarvoor dat daar nog mense is wat 'n passie het. Maar aan die ander kant wonder ek of ons al ooit stil gestaan het by die gedagte van om ietsie spesiaals vir God te doen. 'n Interessante vraag. Die vraag wat uit hierdie teksgedeelte uit by my opkom, is ons bereid om soos Maria iets spesiaals vir ons op te offer ter wille van Jesus? Sy het haar kosbaarste besitting prysgegee omdat sy vir Jesus iets wou doen. Sy het haarself iets baie besonders ontneem sodat sy vir Jesus kon eer. En in die tyd waar ons leef, familie, waar alles net gaan oor die persoonlike gemak en gerief, waar ons onsself baie maklik wil bederf en ons moet tog net nie te moeg word of te swaar kry of wat ook al nie, wonder ek toe of ons nog verstaan wat opoffering ter wille van Jesus is. Of dit nog enigstens deel is van ons geloofslewe. Nou, hoekom klink dit vir ons vreemd om liefdesdade aan God te bewys? Want ek dink dit het ergens uit ons raamwerk uitgeskuif van hoe ons dink oor geloof. Ek het ergens 'n verhaal gehoor van Christene daar in Angola. Daar's 'n groep of 'n Bybelskool, Veritas,
wat baie goeie werk doen deur Afrika en deur die wêreld in terme van Bybelopleiding en toerusting van gemeenteleiers. En so in die storie word vertel dat daar's 'n groepie van die mense wat deur Veritas al hulle opleiding gedoen het, wat klein kalkoene aankoop, hulle groot maak en hulle dan weer verkoop om geld in te samel om seker te maak dat daar ander mense is wat ook hierdie kursus kan gaan bywoon en so op 'n manier vir Jesus kan ontmoet. En ek dink dis nou nogals iets spesiaals vir Jesus, om iets spesiaals vir Jesus te doen. Want hierdie mense wat in alle waarskynlikheid in geweldige armoede moet leef, offer hulle tyd en geld op ter wille van Jesus. Hulle maak hierdie kalkoene groot, verkoop dit sodat ander mense kan opleiding ontvang. En hulle gee iets weg wat in alle waarskynlikheid baie meer sinvol in hulle eie huise sou gebruik kon word, want hulle het waarskynlik nie baie kos nie. Maar hulle doen iets spesiaals vir Jesus. Hulle maak ruimte dat ander mense die Here kan leer ken. En ek dink dis hier waar dit moeilik raak vir ons, veral in die moderne tyd. Want die geloofsbeginsel wat ons in hierdie vrou raak sien, of wat ons in hierdie vrou raak lees, is dat sy nie aan haarself gedink het in hierdie oomblik nie, maar eerder aan Christus. Sy het eerder gedink, sy wil iets spesiaals vir Jesus doen. En familie, dit lyk vir elkeen van ons anders, hoe dit moontlik kan uitspeel, maar die Gees gaan ons lei, of moet ons lei en oortuig, wat dit kan wees, waar ons kan gee, kan opoffer, kan spesiaal iets doen vir God. En wat my die meeste opgeval het in hierdie gedeelte, is vers 13. Dit verseker ek julle, ek wil dit net hier vir ons reg lees. Amen. Ek sê vir julle, waar in die hele wêreld ook al hierdie evangelie verkondig word, sal daar ter herinnering aan haar vertel word van wat sy gedoen het. Orals waar die evangelie vertel word, gaan die verhaal van hierdie vrou met haar oliefles vertel word. Nou die Griekse woord wat hier gebruik word vir die woord herinner, wat ons hier in die teks lees, is 'n woord wat ook vertaal kan word, of eintlik vertaal kan word as 'n monument. 'n Monument, soos hierdie monument wat hier bo staan, hier op die sirkel. Jesus sê dat dit wat hierdie vrou vir my of aan my gedoen het vandag, sal soos 'n monument vir die res van die wêreld staan, en hulle sal dit kan sien en kan onthou wat sy gedoen het vir my. En hoe ongelooflik wonderlik, familie, is dit nie, die dankbaarheid wat ons in Jesus hoor oor hierdie oomblik nie. Die dankbaarheid oor dit wat hierdie vrou vir hom gedoen het. Want hy kon so maklik omgedraai het en vir haar gesê het, weet jy, ja, dankie, maar ek het baie van hierdie olie daar in die hemel, so kom ons gaan aan. Maar dis nie wie Jesus is nie. Hy waardeer haar. Hy waardeer dit wat sy doen. Hy gee erkenning aan dit wat sy doen, en hy maak seker dat hierdie verhaal deel van sy storie word. Deel van Jesus se storie word. En ons lees op 'n klompie ander plekke dat Jesus erkenning gee aan mense se liefdesdade wat hulle aan hom bewys. Ons lees dat Jesus die vroutjie wat haar laaste paar sente daar in die offerkis ingooi raak sien, en hy dit aanspreek. En hy sê iets, hy maak 'n punt daarvan om iets te sê daarvan. In Handelinge 10 lees ons waar Petrus en Cornelius 'n engel ontmoet, en die engel vir hulle sê, God het julle gebede gehoor en gesien wat julle doen, en hy dink aan julle. Ek parafraseer. Met ander woorde, familie, God sien raak wat mense vir hom doen, aan hom doen. En die wonderlike is dat hy ongelooflik dankbaar is daaroor. Elke liefdesdaad, maak nie saak hoe klein of hoe groot dit ook al mag wees nie, gaan nie ongesiens by God verby nie, en ons lees dat dit hom bly maak.
Ons moet weer liefdesdade aan God deel van ons lewe maak. Ons moet die geleenthede wat oor ons pad kom om dit te kan doen, aangryp. Dat ons liefde vir die Here op 'n konkrete manier, op 'n fisiese manier amper wil ek sê, kan uitleef, hoe ook al dit mag lyk vir jou. En familie, mag die Gees ons hierdie week lei, wat vir ons voorlê, om te gaan dink hieroor, en ook te gaan doen. Liefde teenoor God vra soms dat ek sal moet opoffer, dat ek sal myself dalk te na moet kom ter wille van Jesus. Maar liefdesdade teenoor God is die uitspreek of die uitroep wat sê dat ek vir God liefhet bo alles en bo almal, want hy het my eerste lief gehad. God sien dit raak. Gee erkenning daarvoor. Mag ons familie in hierdie week wat vir ons voorlê weer daar begin, deur in die eerste plek te reageer op God se liefde met ons liefde vir hom. En mag dit tot wonderlike dinge lei in hierdie gemeente en gemeenskap van ons. Amen. Kom ons bid saam. Heilige Vader, Here, ons sukkel. Ons sukkel om te verwoord, Here, dit wat ons dink, beleef, voel, hoor. Maar Here, mag ons in hierdie tyd wat vir ons voorlê, hierdie week wat vir ons voorlê, alles wat moet gebeur, mag ons dit in liefde, uit liefde en deur liefde doen. Vader, mag U saam met ons op elke tree van hierdie reis wees. En dankie Here dat ons in U naam by mekaar kan wees. Dat ons in U naam in hierdie wêreld kan leef. En help ons Here om uit te vind, te bepaal waar en hoe U ons wil gebruik. Dankie Here dat U 'n God van liefde is. Seën ons. Amen.